Wat 'n wonderlike dag vanmôre en saam die geleentheid om stil te word met God se woord. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys en ons praat vanmôre oor jou ewige erfenis. Ek lees vir jou die woorde van Petrus in 1 Petrus 1 vers 5 vanmôre. En God sal ook julle deur sy krag veilig bewaar, sodat julle die verlossing sal ontvang deurdat julle op hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal sigbaar word. 'n Jong man wat deur studente ontgroen is na 'n afgesonderde plek geneem, waar hy aangesê is om 'n knoop aan die punt van 'n oliegesmeerde tou vas te hou, terwyl sy medestudente hom in 'n donker put laat afsak het. Hy het gedink, hulle sou hom na 'n paar minute optrek, en was verskrik om te hoor hoe hulle hulpunt van die tou aan 'n boom vasmaak en hom in die lug laat bly hang. Dit kan nie wees nie, het hy gedink, terwyl hy om hulp geroep het. Maar niemand het gekom nie. Toe hy die 15 minute merk nader, het sy arms wat ongelooflik pyn en sy skouers wat gevoel het asof hulle aan die brand was, het hy begin huil. Uiteindelik, na ongeveer 25 moeisame minute, kon hy nie langer vashou nie, en het hy laat los. En 2 duim geval, net soos sy medestudente dit bereken het. Is dit nie net soos ons nie? Waar is u, God? Ek weet nie of ek het gaan maak nie, roep ons uit. Ons skerm en kla en skree, totdat ons uiteindelik laat los. En raai wat ontdek ons keer op keer? Ons ontdek dat ons vaste rots, Jesus Christus, nog heeltyd daar was. 'n Klomp van ons het brandende skouers en seer arms sonder enige rede. Ons probeer vashou deur ons eie pogings, deur ons eie spiritualiteit. Ons raak moeg vir onsself en bekommerd dat ons dit nie gaan maak nie. Maar as ons net die tou sou laat los en rus in wat Jesus aan die kruis van Golgotha gedoen het, sou ons besef dat dit nie ons nietige poging is wat ons deur sal dra nie, maar die krag van God. Dit is wat Petrus vir die gelowiges sê, wat ongetwyfeld gewonder het of hulle, wanneer die temperatuur styg en die vervolging kom, sou kon volhard. Ek wil hê jy moet iets weet, het Petrus gesê. Jy het 'n erfenis wat vir jou wag, wat nie van jou weggeneem kan word nie. Jy word bewaar deur die krag van God, wat daartoe verbind is om jou deur te dra. En al wat oorbly vir jou, is om te glo. Mag die Here jou seën met sy vrede in hierdie dag. Amen.